Ons is so dankbaar om hier te wees weer vanaand en ek wil regtig die Heilige Gees kans gee om te doen wat net die Here kan doen. Weet julle wat, hierdie week was taaf. Wie het 'n taffe week gehad? Yes, was insane crazy. Hierdie was 'n crazy week, né? Maar weet julle wat is so belangrik, is that we stay connected to Jesus. Nee, that's like the most important thing. If you cannot remember anything, stay connected to Jesus. Weet julle, as ek 'n housepipe is, en ek is nie ingeplak by die kraan nie, dan kan niks deur my vloei nie. Is dit nie so nie? As ek 'n tuinslang vang en ek wil hom oopdraai, dan gaan niks uitkom nie. We have to become a people of prayer. Nou, ek wil vir julle gou vinnig 'n storie vertel. In Afrika is daar baie villages. Jy weet, en ek het omtrent 30 villages het ek besoek. En van die villages was daar een massiewe rivier wat daar gevloei het. Dit was massas water wat daar deur die villages gevloei het. En weet jy, op 'n dag besluit die villages, jessie, maar hierdie rivier is nou bietjie sterk. Kan ons die klanke klein bietjie uit like weer galm. 1, 2, 4, 1, 2, okay. So julle, wat gebeur is, die villages raak toe senuweeagtig, né? Want hierdie rivier spoel so sterk. En enige oomblik kan daai rivier spoel en daai hele village wegvat. En weet julle wat doen hulle? Hulle gaan bou 'n damwal om hierdie water te keer. En toe hulle die water keer, na 'n week, 2 weke, sien hulle maar, die grond is nou droog, die plante vrek, en hulle gaan in aanbidding, en hulle sê, Here, wat doen ons nou, die water is op? En op 'n dag kom maar so 'n klein seentjie, en hy gaan sit op die damwal, en hy speel met een van die klippies op die damwal. En in 'n oomblik kom hy klippie los, en daai rivier bars daai damwal heeltemal oop, en daai water stroom, soos wat hy geloop het van tevore. Wat is die probleem gewees? Die probleem was nie die rivier gewees nie. Die probleem was die damwal wat die water gekeer het. Daar was 'n stoppage. En weet julle, ek en jy, volgens God se woord, we must be vessels. Wie weet wat 'n wessel is? 'n gereedskapstuk in God se hand wees. En ons moet toelaat dat die Heilige Gees deur ons vloei, né? Ek weet baie van ons drink Coke, daar vloei Coke deur jou, né? Maar die Here sê, ons moet toelaat dat sy Gees deur ons vloei. Maar ek onthou, kyk, ek het baie foute gehad in evangelisasie, om siele vir God te wen. Ek het baie foute gehad. Maar ek dink die grootste fout wat ek gehad het, was om nie tyd met God te spandeer. Ek onthou, ons het van village tot village gepreek, en die Here het so kragtig gewerk. Maar weet julle, ek kom op 'n plek, 'n Sondagoggend, waar ek so moeg is. Jy preek 14 keer in die week, jy stikkend, jy weet nie meer wat om te doen nie. Het jy al gevoel as jy hardloop, en jou bene sak onder jou, jy voel so, gaat ek. Wie hardloop, landloop hierso? Okay. Maar jy het al voel het as jy ewe skielik, jou krag is nou weg. En ek staan voor 7000 mense. En ek sê, Here, ek is moeg. Ek het nie krag nie. Weet julle, dit was my eie skuld gewees. Because I didn't spend time with God.
If there's no prayer, there's no power. Nee, as jy nie in God se teenwoordigheid gaan bly nie, dan gaan daar kragte nie gebeur nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat God se woord sê in op wie julle Bybels, asseblief sê julle julle Bybels. Praise the Lord. So die woord van die Here kom en hy sê in Openbaring 22 dat daar 'n rivier is wat vloei van God se troon af. En die woord sê in Openbaring 22, kom ons kry gou Bybels. Kyk gou daar by Openbaring 22. Is julle daar? Ok, kom ons kyk daar by vers 1. Hy sê, toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die lam uit. Nou om het baie maklik te sê is, dat daar 'n rivier van lewende water uit die troon van God uitvloei. En die woord sê dat hierdie water is kristalhelder. Maar wat belangrik is om te weet is, there was a flow, daar was 'n vloei gewees. Hierdie water verteenwoordig genesing, verlossing. Hierdie water, wat beteken water? Het beteken lewe. Is dit nie so nie? It means life. Ek wil hê ons moet na Johannes 7 vers 38 gaan. Ek gaan julle nie baie lank besig hou nie. Kom ons gaan na Matteus 7 vers 38 toe. Sorry, dit is Johannes 7 vers 38. Matteus, Markus, Lukas. Dan, Handelinge. So die woord, yes, Johannes 7 vers 37. 37. So luister gou hierso julle. Die woord van die Here kom en hy sê, op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het. Maar weet julle, toe die Here Jesus met die mense praat, of met die disippels praat, en hy vir hulle sê, die wat dors het hy gepraat van mense wat dors na die Here, wat dors na geregtigheid, mense wat dors na redding. Maar ek wil jou vra vandag, waarna dors jy? Dors ons regtig na Jesus? Is ons regtig op 'n plek waar ons totaal en geheel oorgegee is aan die Here? Have you come to a place where you hunger and thirst for Jesus daily? Want julle weet julle wat? Ons het 'n gees en daai gees moet eet en drink. Die woord gaan verder, hy sê, laat hy na my toe kom en drink, met die een wat in my glo. Wie glo in Jesus hierso? Praise the Lord. Hy sê, die wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome, sê strome, van lewende water, sal uit sy binneste vloei. Daai binneste beteken jou hart. Jesus was altyd agter ons hart aangewees.
So ek en jy moet op 'n plek wees, om dit maklik te stel, dat die Here deur ons kan vloei, dat ons 'n vessel is, dat God ons kan gebruik. Onthou julle van Lazarus? Lazarus, ken julle die storie van Lazarus? Ja, almal ken dit. Die Here Jesus, hy hoor Lazarus is dood 3 dae na die tyd, toe kom Jesus eers na Lazarus toe. Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En die Here kom met 'n kragtige woord, hy sê vir hom, dis so powerful, ek is die opstanding, en ek is die lewe, en my glo sal gered word. En Martha dink, ja Here, ons gaan opstaan aan die einde. En die Here sê nee, ek praat van nou. En die volgende wat die Here Jesus doen, die woord sê, hy kyk op in die hemel, en hy bid, en nadat hy gebid het, beveel hy, Lazarus, kom uit. Wanneer ons God se woord studeer, sien ons waar die Here Jesus altyd besig was om te bid. Voor hy die 12 disippels gekies het hy gebid. Voordat hy op die water geloop het hy wat gedoen? Gebid. Daar was altyd 'n vloei. En dit is die mindset wat ek en jy moet hê vanaand. Die Samaritaanse vrou, die Here Jesus kom by haar. En hy sê vir haar, vrou, ek het water, lewende water. Strome van lewende water. Jy sien, ek en jy word honger in die vlees. Ons eet en drink, maar ons word weer honger. En ons dors weer. Maar Jesus kom en hy sê, daar is 'n geestespersoon in jou binneste. En daardie persoon moet gevoed word, en daai ding moet water gegee word. So waar ek en jy is, waar ook al ons loop, moet ons dit in die oogpunt sien, dat people, hulle loop in die woestyn, hulle is dors, hulle is honger. Wie is honger? Oh my goodness. Maar weet julle wat? Die persoon wat 3-4 ure bid en met God tyd spandeer, is die persoon wat in krag gaan stap. Die persoon wat Jesus eerste stel, en wat toelaat dat God deur hom werk, is die persoon wat in God se krag gaan stap. Ek wil vandag vir julle sê, moenie daai fout maak wat ek gemaak het nie. Stay connected to Jesus. Luister wat ek sê. Hoeveel kerke was julle al by gewees, waar dit net gepreek word, but nothing happens. Jy hoor die woord, en jy gaan huis toe. That was never God's intention. Jy weet wonderwerke in die Bybel, it was normal. Dit was 'n normale ding vir hulle. But prayer was also normal. They prayed for hours and hours. Ons bid aan die tafel, Here, dankie vir die kos, seën die kos, en dan dink ons het gebid. Dis nie hoe dit werk nie. Weet meisies hier, boyfriends. So, steek op jou hand. Ja, ek ook. Nou weet jy, hoe gaan jy voel as jou meisie net 10 minute met jou spandeer? Na 'n week, na 2 weke, na 3 weke. Luister gou julle. Die Heilige Gees werk nie soos wat ons dink nie. As ek en jy wil meer hê, if we want to see the supernatural, moet ons op 'n plek kom waar ons 'n uur 'n dag kan bid. Wie kan 'n uur bid? Wie kan 2 ure bid? 3 ure? Nee? That's awesome. That's awesome. Stay in prayer. Ek hoor regtig die Here se hart
vir julle as jeug. Jy weet, ons het nou vir 2 weke het ons evangelisasie gedoen, one-on-one, te prophetic. En vanaand wil ek net hierdie woord by jou los. Stay connected to Jesus. Ek wil hê, net vir 'n paar minute, moet ons net ons oë toe maak. Ek het aan die einde 'n paar fotootjies wat ek vir julle wil wys. Maar kom ons gee gou kans vir die Gees om te werk. For so many years, we have been arrogant in not praying. While the word says pray without ceasing. Ek hoor die Gees van die Here sê, baie van ons spandeer ons tyd op games en vriende, but we don't have time for God. And the Lord says, if you want to see my power manifest in your life, you need to give me space in your life. Vir so lank wens jy God wil jou gebruik, but you don't give him space to work in your life. Nou, ek is nie hier vanaand om julle te leer om te bid nie, julle weet om te bid. Julle weet, om Dirk hulle het julle mooi geleer. Maar as jy net kan vang wat ek vanaand vir jou sê, stay connected, stay in prayer, stay in worship. Hoe verwag ons, moet God met ons praat, as ons nie met God praat nie? How do we expect to walk in power and miracles, as ons nie eens 'n uur kan bid nie? The things of the Spirit is difficult for the things of the flesh. 'n mens se vlees soek dit nie, jy wil nie. You don't want to. But I hear the Spirit of God says, you need to thirst for my presence. Daar moet 'n honger in jou binneste kom, om meer van Jesus te hê. More of Jesus. More of Jesus. And it's going to cost you. Dit gaan jou kos, om bietjie meer tyd met Jesus te spandeer. And to pray is not to complain. That angers God actually. If we complain the whole time, it angers God. God wants to listen to us, but His blessings come down when worship goes up. Worship, not complain. I hear the Spirit of God, the Lord says, position yourself. Position yourself in this way, that I can bless you. Baie van ons is besig met goed, wat ons nie meer mee besig wees nie. Ons wil die Here loof en prys, maar ons kan nie vir ons ouers luister nie. Het is te moeilik om te luister na ons ouers. Jy weet, die Here se hart is so sag. His heart is so soft. Maar hoor gou wat ek sê. Jesus het gekom as die lam, om geslag te word. But there's a time and there's a day that the Lord will come back as the lion. As the Lion of Judah. And we're going into a season that we need to hunger more of God. Much more. Soveel meer.
How do you create a hunger for Jesus? By spending time with God. Little by little. Het jy al gevoel as jy elke dag water drink en eendag stop jy, dan voel jy, ek's dors. It's the same in the spirit. When you spend little time every day, your soul becomes thirsty for more and for more. In the spirit, the more you eat and drink, the more you hunger and thirst. Ek hoop dit maak sin, ek wil nie praat daar nie. Wie wil meer van Jesus hê? I want to challenge you. Nee, julle wil meer van Jesus hê. It's gonna cost you. Nee, dit gaan julle kos. Ek weet mense sê, kom na Jesus toe en alles gaan oké wees. When it comes to the anointing, the Lord wants a sacrifice. Daar's te veel van ons in ons. So the Spirit can't move. Het jy al vir mense gesê, I want more of the Spirit. Wie het al so gesê? I want more of the Holy Spirit. Did you know that we have the Spirit fully? The thing that stops the flow of the Spirit is you. You have the full measure of the Spirit. Verstaan julle wat ek sê? Jy is die enigste ene wat dit stop. You. If you allow God, He will take you into spiritual places you've never been. And that is not to brag about. It's for His kingdom and for His glory. So if you feel like you have a hunger, or if you want a deeper hunger for God, I want to pray for you today. People are tired of hearing the word and not seeing the miracles. People are tired of hearing about Jesus. They want to experience Jesus. Hulle wil hom sien. Waar is jou Jesus? Where is your Jesus? Wys hom vir my, that I can believe. We're going to be in a season that persecution is coming to South Africa. Die Heilige Gees het my gesê, persecution is coming to South Africa. This is a time to rise up.